Hartlik goeiedag, welkom terug by ons tweede geleentheid waar ons kyk na die kommentaar aangaande Openbaring van E.B. Elliott met die naam van Horai Apocalypti of Apocalypticae. Nou ja, ek weet ek spreek het nou nie presies uit soos wat het moet wees nie, want onthou ek is gebore Afrikaans en hierdie snaakse Latynse, Griekse, Engelse goede wat van lank terug af na ons kant toe gekom het, is nie altyd maklik om uit te spreek nie. Maar nietemin, jy kan vir jouself lees. Kom ons maak dit ons harte stil, ons doen 'n gebed en ons vra dat die Here Jesus deur die Heilige Gees ons oë sal open om te sien wat hy in hierdie man se hart wakker gemaak het. Kom ons maak ons oë toe. Onse Vader in die hemel, baie dankie vir die voorreg wat ons het om in die naam van Jesus by mekaar te kom rondom hierdie kommentaar van Openbaring. En ons steun nie op 'n mens nie, ons steun nie op 'n mens se insig nie, maar ons is nuuskierig om te weet wat u Heilige Gees aan hierdie man geopenbaar het. So my Vader, leer ons, wys ons, en as daar foute is, wys ons dit ook uit. Maar as daar waarheid is, wys dit ons uit. En laat dit in ons harte vassteek in Jesus naam. Amen. So ja, ons het laas gepraat oor E.B. Elliott wat betroubaar is. En as jy meer wil weet oor dit, kan jy na die vorige video gaan kyk, die heel eerste wat ek gemaak het, en daar brei ons bietjie uit oor wie is E.B. Elliott, waar kom hy vandaan, en 'n basiese paar gedagtes van wat sy oortuiging is. Maar goed, vir die volgende 10 of 15 minute gaan ons tyd spandeer in die kommentaar. En uit die aard van die saak gaan ons nou nog nie die kommentaar self lees nie, maar die voorafgedagtes. En eerste wil ek graag stilstaan hierso by a critical, hierdie woord wat hy sê, a critical and historical. Of nie, maar critical and historical. Critical in die sin van, dit is krities. Hy het krities na die Openbaring gaan kyk, maar hy het nie net krities na die Openbaring gaan kyk nie, hy het gaan kyk na die profesie van Daniel, krities, en hy het ook gaan kyk na ander dinge. Jy sal sien, nou verder af, dan sal jy sien, hy het ook na teenleringe gaan kyk, van dit waarvan hy oortuig is. Hy het, ek wil sê, hy het soveel inligting as wat daar is daar buite op sy tyd beskikbaar, het hy gaan ondersoek, en hy het dit in die lig van die skrif, en soos wat die Gees hom geleid, die dinge oorweeg, en neergepen wat hy van oortuig is. Maar nie net was dit krities gewees nie, maar ook was dit histories. En wow, dit is baie interessant, want wanneer jy hierdie twee elemente bymekaar sit, raai wat kry jy? Jy kry redelik die letterlik histories, grammatiese ontledingsmetode van die skrif, en dit is die beproefde metode van ons tyd en dag. Nou ja, daarby kan baie mense hulle self ook dan nou geruststel dat hy het histories na die aspekte gaan kyk, en hy het krities na dit gaan kyk. Hy het seker gemaak, hy sny die inligting reg. Study to show thyself approved, sê die woord van God. En dan sê hy, including also an examination, so hy het bestudeer. Dis nie net 'n halfhartige poging van, hoorie, kom ons praat gou 'n bietjie vinnig oor wat on top of the head opkom nie. He examined chief prophecies of Daniel. So die hoofprofesie van Daniel het hierdie man verseker onder knie gehad, en hy het hulle bestudeer. So jy kan weet, wanneer jy hierdie man se boek lees, is dit 'n man wat deeglik na die profesie van Daniel gaan kyk het. Illustrated by an apocalyptic chart, so hy het dingetjies geteken, soos wat hy nou verstaan het, uit die profesie wat die Here vir Daniel gegee het, and engravings from medals and other extant monuments of antiquity. So sekere goeders wat histories ooreenstem met wat die profesie dan nou gesê het, is hier binne vervat as tekeninge, om te wys dat dit inderdaad daar was en ooreenstem met die profesie, sou dit daarin gevind wees. En dan sit nou maar net with appendices, containing besides other matter, a sketch of the history of apocalyptic interpretation. Wow, dis nogal belangrik, the history of apocalyptic interpretation. Dis baie belangrik, want hierdie skets gee vir ons 'n baie goeie idee van wat die manne van die verlede
vanaf Openbaring gegee is, tot en met hierdie man se tyd en dag, wat die oortuigings was, wat die sieninge was, wat die aanvaarde merkers was, van hoe Openbaring verstaan en interpreteer moet word, en ek wil half sê, daai aanvaarde merkers oor die eeue heen, het die hervormers en hierdie man ook nie probeer skuif nie. Hy het gaan kyk wat het hulle geglo, hy het gaan ondersoek en gesê dit is inderdaad so, en dan het hy daai merker of daai interpretasie siening gehou en net verder daarop gebou. Hy het nie die wiel, he did not reinvent the wheel, as ek het so kan stel. Maar goed, hierdie man sê, hy het nou 'n skets daarvan en dit sal baie insiggewend wees. Critical reviews of the chief apocalyptic counter schemes, en dis waarvan ek nou gepraat het, as jy hierbo gaan, hy het 'n critical and historical kommentaar gelewer hierso. Dit beteken, en dit sluit in al die ander sieninge, soos hy byvoorbeeld 'n historikus is, as ek dit so kan stel, dan het hy gaan kyk na die preteristiese siening, okay, en hy het gaan kyk na die futuristiese siening. Goed, daar sê, en hy het krities na hierdie gaan kyk, en nadat hy, kom ons staan net vir 'n oomblik stil, nadat hy krities en histories en bestuderend na al hierdie dinge gaan kyk het, en nadat dit nou al die 5de weergawe van sy boek is, het hy raai wat? Nog steeds nie geskaar by preterisme of futurisme nie. Hy het hom geskaar by historisisme. Alright. Goed. In 'n geval, hy was 'n predikant gewees, ons het dit nou al hanteer, en as ons die dinge so kyk, dan was hy dit daar by daai kerk gewees, maar ons gaan nie nou in dit ingaan nie, dit maak vir nou nie baie saak nie. Kom ons gaan aan met sy volgende bladsye. Hier vind ons 'n baie kosbare aanvangsvers, wat ek wil half sê, die hele poging en die hele ywer en die hele strewe om die profeseë van Daniël en al die ander profeseë en ook die profeseë van Openbaring spesifiek in hierdie boek te verstaan. Want die woord van God sê vir ons, blessed is he that readeth, that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. En dit is nou Openbaring 1 vers 3. Daar is 'n seën wat rus op die elkeen wat dit lees, en hulle wat dit hoor, en dan hulle wat dit hou, wat daarin geskryf is. Nou moet ek u 'n vraag vra by hierdie oomblik. As ons nie verstaan wat Openbaring sê nie, hoe gaan jy hou wat daarin geskryf is? As jy nie die konteks verstaan nie, as jy nie weet of hoe dit van toepassing is op jou nie, en as ons dit nie reg interpreteer nie, hoe gaan ons kan hou dit wat daarin staan? En hoe gaan die seën daarvan dan op ons kan rus? En dan kry ons nou ongelukkig in ons tyd en dag baie, en in die verlede, groepe wat sê, nee, bly weg van Openbaring, moenie dit lees nie, moenie dit bestudeer nie, en sovoorts, en dan kry jy ander sieninge, wat sê, nee, weet jy wat, die profeseë van hoofstuk 6 tot 19 van Openbaring, is nie van toepassing op die kerk nie, raai wat, die kerk gaan dit nie deelagtig wees nie, die kerk gaan dit nie deelagtig wees nie. So, met ander woorde, moenie jou aandag daarop rig nie, moenie worry daaroor nie. Ag, en as jy gaan kyk wat alles in daai hoofstukke gesê word, is die relevantie en die belangrikheid van daai profeseë geweldig. Maar kom ons kyk wat sê Petrus. Hy sê the word of prophecy, wat hierdie hoofstukke van Openbaring behels en als voor dit, en die bietjie wat nog oor is na dit, die hele boek van Openbaring, as ek dit nou so kan voorstel met die tekeninge, the word of prophecy, whereunto ye do well, that ye take heed. Met ander woorde, take heed, gee jou aandag, let op die goed wat daarin geskryf is, en hoe, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn. So wat sê? The word of prophecy,
We have a more sure word, as jy die vorige versie gaan lees, dis vers 18. The word of prophecy is a more sure word, as unto a light. So hierdie woord van profesie is soos 'n lig wat skyn in 'n donker plek, totdat die dag aanbreek. So totdat Jesus terugkom, en hy kom uit die hemele uit neer, soos wat Openbaring sê, kyk, hy kom met die wolke, tot daai dag aanbreek, is hierdie profetiese woord 'n lig. En nou wil ek vir u sê, as ons geleer word, ek het 'n vraag wat ek eintlik wil vra, as ons geleer word dat hierdie hoofstukke is nie van toepassing op die kerk nie, en daar word die gesindheid geskep dat dit is nie, of dit maak nie saak vir my nie, dan gaan ons wat doen? Ons gaan nie, we're not going to take heed, we are going to dim the light, and we're going to do that until the day dawn. Met ander woorde, ons gaan blind wees. Maar goed, liewe luisteraar, dit is my opinie. Kom ons kyk wat het hierdie man geskrywe, en wat het hierdie man gesê. Vinnig om aan te gaan, laat ek net my kleer weer verander hierso. Ek wil net graag hierso 'n paar goedjies uitwys. Ek wil nou nie praat oor wie William Wilberforce is nie. Ek dink nie dit moet relevant wees vir nou nie. Jy kan self jou eie navorsing gaan doen. Maar hierso is 'n baie interessante skrywe wat hy geskryf het. So hy sê at length, he trusts made complete. So this is the 5th edition. Made complete is with heartfelt respect, dedicated in humble thankfulness to Almighty God. So hy erken God, hy is dankbaar daarvoor en hy is nederig. Dis baie belangrik om dit te besef. Die man het nederigheid, hy het dankbaarheid en hy erken God. Dit is iemand wat regtig bekeer het, as hy daai eienskappe het. That, as in the earlier half of this century, has raised up as a witness for himself in England, William Wilberforce. So hy was 'n getuie vir Jesus Christus gewees. So in this, its later half, he has similarly raised up in the Earl of Shaftesbury, one who with every natural advantage of high birth, talents and eloquence, all sanctified through the divine grace, has alike before the church and before the world in the national senate of our nobles, and amidst the low haunts of poverty and wretchedness, in the toilsome labours of the home mission field and promotion of worldwide schemes of Christian philanthropy, above all of that of the mission of the everlasting gospel to every people and tongue and nation under heaven, being enabled. Dis 'n geweldige lang sinnetjie. So hy sê basies, onder al hierdie omstandighede, nadat hy geheilig is in die goddelike genade, wat natuurlik in Christus Jesus is, in sy sterwe en in sy opstanding, het in hierdie omstandighede is hy in staat gestel to exemplify the present blessed influence for good of those evangelistic principles. Nou kom ons kyk, wat was sy omstandighede? Ek wil graag uitwys dat hy was betrokke by die home mission field, toilsome labours, hy het gesweet vir die sendingveld by hulle huis, en dan het hy ook gesweet vir die everlasting gospel van Jesus Christus, wat uitgaan tot al hierdie mense. Hy was nie eksklusief gewees en gesê, hoorie, kom ons doen dit net vir wit of swart, of net vir ryk en arm nie, vir almal, vir elke nasie. Dit klink soos iemand wat 'n hart van Christus het. The present blessed influence for good of those evangelistic principles, which in this commentary are shown to be interwoven in the very tissue of the apocalypse. So, hy wys uit in hierdie kommentaar, en dis kosbaar om vooraf te weet, dat jy lees 'n betroubare kommentaar, dat hy is besig om ook in dit uit te wys, die evangelie, die beginsels daarvan, die waarheid daarvan, dit waarvoor hulle gearbei en gewerk het, vind jy in die apocalypse, en hy vind dit in die apocalypse, en hy wys dit ook dan in sy skrywes. Dit kom die heeltyd na vore. To each one who in this fallen world has for Christ's sake, so as jy nou in die tyd gewonder het, in wie hy glo,
dis vir wie hy gewerk het, thus labored and not fainted, hy het volhard in hierdie geloof, so jy kan maar rustig wees om te lees, of a part in the coming glories, hy het die verheerliking verwag of the heavenly Jerusalem, in that new heaven and new earth, prefigured in its divine beauty to St. John in Patmos, wherein dwelleth righteousness. Hierdie man se hart was uit en uit gerig op die woord, uit en uit gerig op Christus, uit en uit gerig op die heerlikheid wat kom. Hy het die wêreld versaak en hy het die heerlikheid en die geregtigheid verwag wat sou kom, waarin daarvan mooi uitgebrei word in die Apocalypse. Nou ja, liewe vriend, liewe luisteraar, dit is dan al vir vandag. As die Here wil, sal ons met 'n volgende videoetjie aangaan en dan gaan ons bietjie gesels vanuit of begin praat uit die preface uit. Die preface is altyd interessant en daaroor sal ons dan 'n volgende keer uitbrei. Nou ja, geseënde dag verder en mag die Here u seën. Totsiens.